Ek skryf stukkies wat ek noem dagdrome en en nagdrome. Die nagdrome is nie vir die sensitiewe siele nie, want hierdie is 'n nagdroom stukkie. So kry dit maar uit. Die van julle wat my lank genoeg ken, sal seker sê ja, kyk wie praat. En dis waar, ek het my foute en ek het al groot foute gemaak en ek het die prys daarvoor betaal. Dis verseker. En dis waarom ek die vrymoedigheid het om te skryf hieroor. Ek het dubbel en dwars vir my foute betaal, maar ek het my pak gevat soos 'n man. So hierso is wat my pla, of eintlik wat my grief. Mense wat ander mense probeer inloop met besigheid veral. Ek verstaan dat elke beroep op sy eie getrakteer word wat betref kostes. En sommige beroepe neem baie lank om te kwalifiseer en dit vat 'n pot vol goud om aan die einde van die dag daai sertifikaat te kry. Soos chirurge, dokters, prokureurs, ingenieurs en nog baie ander. Ander beroepe eis weer intense ervaring en die gewilligheid om die vuil werk te doen, soos loodgieters, die ouens agter op die aslorries, konstruksiemanne en vroue en nog alles tussenin. So natuurlik sal ek sê dat daar 'n te groot gaping is tussen sekere beroepe se inkomste. Ek dink nie byvoorbeeld die hoogs betaalde sport- en filmsterre verdien werklik salarisse van miljoene nie. So lief as wat ek vir sport is en vir die vermaaklikheidsbedryf. Ek dink verpleegers, munisipale werkers, konstruksiewerkers en vele ander verdien sonder twyfel groter salarisse om hulle gesinne net 'n skaflike bestaan te laat voer. Daar's baie wanbalanse in die lewe en dit alles om te sê ek verstaan daar's redes vir verskille in vergoeding tussen sekere beroepe, al stem ek nie altyd en noodwendig daarmee saam nie. Wat my egter heeltemal dwars in die krop steek is wanneer mense ander mense probeer uitbuit. Mense sien dit te veel. Veral deesdae ek noem hulle die snake oil salesman wat graag die senior burgers bedrieg. Die internetbrigade wat jou bankbesonderhede probeer verkry op allerlei slinkse maniere en vals vriende en familielede wat jou met sopstories probeer bedrieg vir 3 of 400 rand hier en daar. Dan ook die kontrakteurs wat jou aan die einde van 'n projek probeer indoen met 'n gelaaide faktuur. Wat dink jy is onnosel? Kan ons mekaar maar nie net in die oë kyk met waardigheid, sonder dat die een die ander probeer inloop nie. Jy moet tog kan slaap vanaand, dan nie. Dis al. Lief vir julle.